tweede dag, die laaste van professor Van der Walt se 10 geloofswaarhede is ontdek die doel van alles. As Christene wonder wie hulle nou eintlik is, staan Jesus wat uit die dood opgestaan het, soos 'n ligtoring in die donker daar. Dit basuin een boodskap uit. Daar is lewe na die dood. As dit nie so was nie, sou Jesus tog nie uit die dood kon opstaan en verder leef nie. Wat op hierdie aarde met ons gebeur, is nie die einde nie. Is eintlik nog maar net deel van die begin saam met God. Daarom is Christene toekomsmense, omdat hulle 'n toekoms het saam met God. Hulle kyk nie in alles vas wat in hierdie lewe gebeur nie, maar sien met opwinding uit na die lewe wat kom, die ewige lewe. Die dood is nie vir hulle die einde nie, maar die deurgang na 'n nuwe begin. Christene het so baie om na uit te sien. Iewers in die toekoms het Jesus beloof, kom hy al die mense haal, sodat hulle vir altyd by God kan wees. En wat 'n fees sal dit nie wees nie, om soos een groot familie saam met God in sy heiligheid te kan leef. Openbaring probeer so ietsie hiervan beskryf. Ons lees dit sal wees soos om in 'n onvoorstelbare wonderlike stad van goud en edelstene te leef, waar alles in oorvloed is, kos, gesondheid, vriendskap, geluk. Al die slegte dinge wat ons in hierdie ou wêreld ken, soos pyn, seerkry, siekte, bedrog, liege, bedrieg, noem maar op, sal in die hemelse woordeboek nie bestaan nie. Daarvoor sal God self sorg. Hy sal al die trane afdroog, elke siekte gesond maak, elke stukkie pyn wegvat. By hom sal daar net vreugde en vrede wees. Die beskrywing is haas onvoorstelbaar. Hoe sal dit voel? Hoe sal dit wees en wat sal ons daar doen? Wel, die beskrywing van die stad van goud en edelstene en al die wonderlike dinge is natuurlik maar net flou menslike pogings om te probeer beskryf hoe wonderlik dit regtig gaan wees. As jy nie geld vir kos het nie en die siekte vreet jou op, dan moet so 'n beskrywing wonderlik geklink het. Daarom is die beskrywing so vol goud en edelstene. Ons moet ons die wonderlikste dinge voorstel wat ons kan, en dit dan met 'n paar duisend maal. So sal ons ietsie kan voel en verstaan van hoe dit in die hemel gaan wees. Om die waarheid te sê, uiteindelik kan ons dit nie mooi voorstel nie. Kom ons kyk na 'n voorbeeld wat ons miskien sal help om dit voor te stel. 'n Baba in sy ma se maag dink alles is wonderlik en die wêreld is volmaak. Hy het genoeg kos, warmte en nabyheid om hom meer as gelukkig te maak. Wat meer kan daar wees? Hy kan hom waarskynlik nie iets mooiers voorstel nie. En dan word hy gebore. Hy leer die blou lug en die groen berge ken. Hy leer hoe lekker dit is om in jou ma se arms te lê en wat liefde regtig beteken. Hy leer 'n wêreld ken wat hy hom glad nie kon voorstel nie. Dis 'n ander wêreld. Net so kan ons onsself moeilik voorstel hoe dit saam met God gaan wees. In hierdie wêreld is ons nog maar soos die babatjie in die ma se maag. Ons sien nog nie hoe dit regtig in God se wêreld lyk nie. Al wat ons weet is wat God vir ons sê, dit gaan wonderlik wees. Christene weet hulle eindbestemming is nie op hierdie aarde nie. Daarom behoort hulle ook nie hulle ankers te diep hier in te slaan of allerlei energie te gebruik om vir hulle koninkryke in hierdie wêreld te bou nie. Hulle koninkryk lê in die toekoms by die koning van die konings, die God van die heelal. Daarom is hulle toekomsmense. Hulle leef nou met die verwagting van dit wat nog gaan kom. Die beste is gebere vir laaste. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om werklik waar te glo dat U vir ons 'n wonderlike, ewige toekoms in die hemel wegbere. Al kan ons nie indink hoe dit gaan wees nie. Help vir ons om daaraan vas te hou en daarvoor te lewe. In Jesus se naam. Amen.